Goeiemôre, dit is Woensdag die 7de Mei. Vanoggend Handelinge 9 vers 19 en 20. Dis nog deel van die verhaal waar Paulus op pad Damaskus toe is. Hy vir Jesus ontmoet en dan word hy blind. Dan terwyl hy in Damaskus is, kom besoek Ananias hom en as hy by hom kom en vir hom bid, dan word hy weer gesond en kan hy sien. En dan nadat Paulus geëet het, vers 19, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank met die disippels in Damaskus en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die Seun van God is. Paulus wat gekom het om Christene te vang, die volgelinge van Jesus in boeie te sit en terug te vat Jerusalem toe om daar in die tronk te wees en verhoor te word. Hy skielik in die sinagoges besig om te vertel dat Jesus die Seun van God is. Omdat iemand 'n hand van vriendskap na hom uitgesteek het, sy lewe totaal verander het. Die eerste een wat 'n hand van vriendskap na Paulus uitgesteek het, was nie Ananias nie, dit was Jesus self, wat hom geroep het om aan hom te behoort. En dan stuur hy vir Ananias om ook na Paulus toe te gaan, en Ananias groet hom ook in die naam van Jesus, dat hy weer kan sien dat hy in besonder vervul word met die Heilige Gees. En dit verander vir Paulus, maak dat hy uiteindelik ook 'n getuie van Jesus Christus word. As God ons na mense in die wêreld toe stuur, het hy reeds self ook na hulle toe gegaan. Is hy reeds self by hulle teenwoordig in hulle lewens aan die werk. God stuur ons nie alleen nie. En wanneer God mense ontmoet, wanneer mense God se vriende word, wanneer mense deel word van God se koninkryk, dan verander die wêreld. Dan stuur God dalk vir hulle ook om 'n groot verskil te maak in die wêreld om ons. Mag ons gehoorsaam wees aan God, soos Ananias. Mag ons ja sê vir God se uitnodiging soos Paulus en deel wees van sy koninkryk. Hemelse Vader, dankie dat ons in U genade kan leef. Dankie dat ons weet U is by ons, U sorg vir ons. Here, U hou vir ons veilig vas. Mag ons soos Paulus ook getrou wees en getuig. Here, mag ons soos Ananias ook ja sê en vertel en mense so aanraak. En dankie dat ons weet, ons doen dit nie uit eie krag nie, maar uit U krag. Dankie Here dat ons weet, U is reeds in die wêreld aan die werk. U stuur ons en U nooi ons om saam te werk. Mag ons gehoorsaam U volg. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente. Here, U ken elkeen se nood, se hoop, se vrees. Ons plaas dit als in U hande. In Jesus se naam. Amen.